Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor. 'n Rustige plekjie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel jy moet alles beheer om veilig te voel. Jy probeer altyd vooruitdink, jy wil weet wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur en wat jy moet doen wanneer iets verkeerd loop. Jy hou alles dop. Jy maak seker almal is reg. Jy probeer elke moontlike probleem voorkom, want wanneer jy nie beheer het nie, voel dit asof jy nie veilig is nie. En dalk het jy nie altyd so gevoel nie. Dalk het daar dinge in jou lewe gebeur wat jou geleer het dat mense jou kan teleurstel, dat dinge vinnig verander, dat jy soms alleen moes probeer regkom wanneer alles om jou uitmekaar geval het. So jy het geleer om sterk te wees, jy het geleer om vooruit te dink en jy het geleer om niks aan toeval oor te laat nie. Maar nou het hierdie behoefte om alles te beheer begin om jou moeg te maak. Selfs wanneer alles goed gaan, wag jy vir iets om verkeerd te loop. Jy kan nie heeltemal ontspan nie, want jou gedagtes probeer reeds die volgende probleem oplos. En dit is 'n swaar manier om te leef. Daar is niks verkeerd daarmee om verantwoordelik te wees nie. Daar is niks verkeerd daarmee om te beplan en wys te wees nie. Maar daar is 'n verskil tussen verantwoordelikheid en om te voel dat alles van jou afhang. Jy is nie gemaak om die hele wêreld op jou skouers te dra nie. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insig staatmaak nie. Dit beteken nie jy moet ophou dink of ophou beplan nie. Dit beteken net jy hoef nie te glo dat jou plan die enigste ding is wat jou veilig hou nie. God is jou veiligheid, nie jou vermoë om alles vooruit te sien nie, nie jou vermoë om almal reg te help nie en beslis nie jou vermoë om elke situasie te beheer nie. Die Here weet reeds wat môre gaan gebeur. Hy weet wat jy nie weet nie. Hy sien wat jy nie kan sien nie en hy gaan nie beheer verloor net omdat jy jou hande oopmaak nie. Ek dink partykeer is ons bang dat wanneer ons iets aan God oorgee, niks gaan gebeur nie. Maar dit is nie waar nie. Wanneer jy iets aan God oorgee, hou jy nie op om verantwoordelik te wees nie. Jy hou net op om jouself soos God te probeer gedra. Jy erken, Here, ek sal doen wat ek kan, maar ek vertrou U met wat ek nie kan doen nie. Dalk probeer jy iemand anders se besluite beheer, omdat jy bang is hulle maak 'n fout. Dalk probeer jy elke detail in jou huis, jou werk of jou toekoms uitwerk, want onsekerheid laat jou ongemaklik voel. Maar mense gaan steeds hulle eie keuse maak. Planne gaan soms verander. Dinge gaan gebeur waarvoor jy nie voorbereid was nie, en tog sal God steeds daar wees. Jou vrede kan nie net afhang van hoe goed jy alles beheer nie, want dan sal jy nooit werklike vrede hê nie. Ware vrede kom wanneer jy weet, selfs wanneer ek nie weet wat volgende gebeur nie. God weet reeds, selfs wanneer ek nie die uitkoms kan beheer nie, is God steeds getrou. Selfs wanneer dinge nie volgens my plan verloop nie, beteken dit nie dat alles verlore is nie. Jy mag vanaand ophou probeer om alles bymekaar te hou. Jy mag asemhaal, jy mag erken dat jy moeg is en jy mag vir die Here sê, ek weet nie hoe om hierdie situasie reg te maak nie, maar ek vertrou dat U my sal lei. En wanneer die vrees weer opkom, hoef jy nie kwaad te wees vir jouself nie. Bring dit net weer na die Here se voete toe. Sê vir hom wat jou bang maak,
Sê vir hom waarom jy voel jy moet beheer hou en vra hom om jou te leer dat jy veilig kan wees, selfs wanneer jy nie al die antwoorde het nie. Jy hoef nie alles te weet om in vrede te leef nie. Jy hoef net te weet wie saam met jou stap. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat voel dat alles van hulle afhang. U sien hoe moeg hulle geword het om vooruit te dink, alles reg probeer te maak en elke moontlike probleem te probeer voorkom. Help hulle om vanaand die dinge wat buite hulle beheer is, in u hande te plaas. Heilige Gees, maak hulle gedagtes rustig en herinner hulle dat hulle veilig is by u. Gee hulle wysheid vir dit wat hulle wel moet doen, maar ook vrede om terug te staan wanneer hulle u moet vertrou. Laat hulle weet dat hulle nie alleen is nie en dat Jesus reeds voor hulle uitgaan. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou vanaand help om jou hande oop te maak en die gewig neer te sit wat jy nie gemaak is om alleen te dra nie. Mag jy onthou, selfs wanneer jy nie in beheer is nie, is God steeds. Mag jy 'n geseënde aand hê. Shalom.